Wat 'n voorreg is dit nie om die Here se naam net groot te maak nie. Ek vra dat elkeen net gou sy sitplek sal inneem. Ek het net 'n paar afkondigings. Na afloop van die diens is daar koffie en koekies daar agter. Jeugskool is gedurende die diens weer aan die gang. So almal kantieners tot jonk is welkom. Vanaand is daar biduur van 6:00 af. En dan het ons ook 'n klein aankondigingkie wat ons wil maak. So almal wat by die jeug was Vrydag aand, kom gou vorentoe. En dit sluit die ouers in. Okay, so ons het 2 spanne gehad by die jeug, die Filistyne en die Fariseërs. Julle, ek weet nie, jong vir kerkmense het hulle maar baie verneek. So ek is nou nog nie seker wie het gewen tussen, hulle sê Filistyne, maar ek dink die Fariseërs het gewen. Ek dink ook die Fariseërs het gewen. Nee, deel geneem, by the way. Ek gaan nooit, nie ek nie. Alles? Jy staan in die kerk, né? Dis iets wat die Fariseërs sal sê. Dis iets wat die Fariseërs sal sê, né? So, ons het besluit, omdat julle gewen het, kry julle niks. So, hier is julle niks. Daar staan letterlik niks op die chocolate, so omdat hulle gewen het, kry hulle niks. Okay, so iemand het nog nie gekry het? So, julle is maar welkom om te gaan sit. So, hierdie Vrydag gaan ons baie streng reëls hê. So, be warned, be warned. Okay, so net, daar is jeug, elke Vrydag aand om 7:00, waar ons verskillende aktiwiteite doen. Ons doen praise and worship, en dit is net regtig lekker vir die jong mense om deel te neem daaraan. So enige iemand wat wil bykom Vrydag aand, julle is meer as welkom om ons te kom join. Dit is regtig lekker, ek dink baie keer die ouers geniet dit meer as die tieners en die kinders. So julle is meer as welkom om by ons aan te sluit dan nou Vrydag aand. Goed, kom ons open net gou die diens met gebed en dan sal ek oorgee aan pastoor. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons gedra het deur hierdie week. Dankie dat ons kan saamkom, Here, dat ons U naam kan groot maak, dat ons van U kan leer, Here. Dankie dat ons hierdie week opnuut bewus gemaak is dat U ons deurdra, Here. Elke sekonde van elke dag is U met ons. En ons sê dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Here, ek vra dat U die diens sal seën, dat U die pastoor se lippe sal seën, dat die boodskap wat U op sy hart gelê het, elke hart hier sal aanraak. Here, ek vra ook dat U elke persoon wat hier sit sal seën vanoggend, Here. Dat U 'n persoonlike ontmoeting met elkeen sal hê. Here, ek vra dit nie omdat ons enige iets vir hiervan verdien nie, Here, maar enkel alleen omdat U 'n God van genade is en ons U liefhet met ons hele harte, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, die jeug kan agtertoe beweeg. Dan sal ons opbeweeg klas toe en dan gee ek nou oor aan jou, Pieter. Het is lekker om 'n lewendige God te aanbid, om te weet, hy het uit die dode uit opgestaan. Ek het 'n paar keer aan die boodskap gewerk die week, 3 keer aan hom gewerk en veranderinge gemaak. En voor ons afskop, 'n ding wat aan die jonger kant was, het ek altyd gewonder, hoekom was Jesus versoek gewees? Hy is die seun van God. Hy is gestuur ons verlosser, en het altyd gewonder, hoekom het God
die Heilige Gees hom gestuur om in versoeking te wees. Voor ons begin ernstig raak, ek lees 'n storie raak, soos ons weet, Suid-Afrika het ons maar ons uitdagings van crime, verskoon die Engels, kry nou nie die Afrikaanse woord nie, en ek lees raak, mense begin nou in hulle beklaarwas te slaap, in leiehuise, en dan mense wonder nou, hoekom? En hulle vat toe, vra die mense toe, hoekom slaap julle in beklaarwas? Sê hulle, nee, as die skelms inbreek, dan dink hulle ek's deel van die span. So ons gaan kyk na sleuteltekste, waar dit begin. Jesus word deur die Gees die woestyn ingelei en versoek. Julle kan neerskryf Matteus 4 vers 1. Genesis 3 vers 6 sê vir ons waar Adam en Eva geval het as gevolg van ongehoorsaamheid. En 1 Korintiërs 15 vers 45 sê vir ons Jesus as die laaste, die tweede en die finale Adam. So die groot vraag is waarom? Waarom was Jesus versoek? Hoekom? So die skrif sê vir ons, Matteus 4 vers 1 sê vir ons, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Dit was nie toevallig nie, dit was doelbewus. Die het geweet, hy loop in die vyand se domein in. Die duiwel is die prins van hierdie wêreld. Ons is geval deur die sonde in die tuin van Eden. Ons behoort aan die eerste Adam behoort. As ons gebore word, word ons in sonde gebore. Ons behoort dan aan die eerste Adam. Dis hoekom Jesus die laaste Adam is. Hy moes wys dat hy sonder sonde is. Hy moes wys dat hy die seun van God is. Dit het met 'n strategie gekom. Hy het nie teruggestaan nie. Soos daai storie, jy hoef nie in te staan om in te blend met almal anders nie. Christus het gegaan en sy autoriteit gaan vat. Hy het gaan slaag waar Adam geval het. Hy het ons kom terugkoop met sy wonderlike heilige bloed. En hy het gewys die duiwel se karakter, het hom geopenbaar en hy het gewys hoe hy hom verbreek het en hoe hy hom gaan verslaan. Alles, as ons kyk na die eerste Adam, het hy alles gehad wat hy nodig gehad het. En hy het geval. As ons kyk na Jesus, hy het 40 dae gaan vas in die woestyn met niks en hy het oorwin. Dis die Here wat ons aanbid. Kom ons kyk na die kontras van die eerste Adam en dan die laaste Adam, die tweede Adam, Christus. 1 Korintiërs 15 vers 45 sê vir ons, so staan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende wese geword, die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. As jy kyk na die eerste Adam, hy het nie 'n pa gehad nie, God het hom gemaak uit die stof van die aarde. Jesus ook. Josef was dalk sy aardse pa, maar hy was gebore uit 'n maagd. 'n Wonderwerk, 'n onmoontlike saak. Hy was die volbringde Adam. Hy het ook nie 'n aardse vader, 'n fisiese aardse vader gehad nie. God het die onmoontlike moontlik gemaak met Christus. So kom ons kyk na die 3 versoekings en na die duiwelse leuns. Versoeking 1. Die duiwel kom met 'n halwe waarheid, met 'n leuen. En ons gaan nou kyk hoekom ons daaroor praat vandag. Hy kom met, as hy die seun van God is. Hy bevraagteken Jesus se identiteit. Ons is gemaak in God se beeld, ons is geskape in God se beeld. Dis hoekom die duiwel ons nie like nie. Ons is gemaak, ons is asem is in ons ingeblaas. So hy bevraagteken toe Jesus se identiteit. Hy probeer dat Jesus ook optree sonder die afhanklikheid van God. Dis kom hy hom versoek het. Hy wil hom laat val het. Hy wil hom laat sondig het. Net soos wat hy Adam verlei het in die sonde in. Waar Adam geneem het en gesondig het Jesus op God gewag.
Dan kyk ons na versoeking 2. Die duiwel haal aan in Psalm 91, maar buite konteks natuurlik. En hy los gehoorsaamheid uit. En die leen is, as jy God jou lief het, sal hy jou mos red. En Jesus se antwoord was, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Jesus het gegaan in autoriteit. Hy het gaan terugvat wat aan hom behoort. God het teruggevat wat aan hom behoort. En dis wat ons by wil uitkom vandag is, ons moet terugvat wat aan ons behoort. Ons moet terugvat die beloftes van die Here, want die duiwel steel en lieg en sê altyd vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Versoeking 3. Soos ons weet, die duiwel is die prins van die wêreld. Hy sê vir die Here, ek sal jou al die koninkryke gee. Dis 'n leuen. Sy leuen is, buig voor my en ek sal jou gee wat klaar aan jou behoort. Dit is eintlik die leuen wat hy vertel het. Die duiwel het 'n kort pad probeer aanbied. Hy het mag probeer aanbied sonder gehoorsaamheid. Heerlikheid sonder lyding. En wat het Jesus toe gesê? Jesus het gesê, aan die Here jou God moet jy aanbid. Adam het gesag verloor deur te buig. Jesus het gesag behou deur nie te buig. So wat doen die duiwel? Wat is sy strategie? Hy kom nie en sê, hy ek's die duiwel nie. Hy kom met 'n plan en laat dit lekker klink, man. Dis wat die duiwel doen. So eerstens bevraagteken hy jou identiteit. Tweedens verdraai God se woord, want jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie bepaal vir die Here nie, jy is nie bepaal vir die koninkryk nie. Die duiwel bied kort paaie aan en hy weng die waarheid met leuns. Hy gebruik 'n halwe waarheid om 'n volle leuen te kan vertel. En hy fokus op jou behoeftes in jou swakste oomblikke. En dis wat met Christus gebeur het. Ons sê, maak die klippe brode. Want dis behoefte wat Christus gehad het. Hy was honger gewees. Dit staan daar. Gaan lees Matteus 4. En as ons kyk, die duiwel het dieselfde strategie gehad met Adam, die eerste Adam. En dieselfde strategie gehad met Christus, die laaste Adam. Maar die uitkoms was anderste. Die uitkoms was verskillend. Wat gebruik Christus? Dit gaan alles oor Christus, dit gaan alles oor die oorwinning wat hy gebring het. Ons wil net praat oor hoe die duiwel strategies teen jou werk. Maar vandag wil ek praat oor die krag van God, die autoriteit wat ons ook het. Jesus het die woord gebruik in daai oomblik. In daai versoeking het hy die woord gebruik en nie sy krag nie. Hy het vasgestaan in sy gehoorsaamheid en nie in emosie nie. Hy het die Here, die Vader, God almagtig, die skepper van die heelal vertrou en nie die omstandighede nie. En hoe is dit toepaslik vir ons? Ons gaan nou by die wiskunde van God toe kom en hoe die Here se wiskunde werk. Hoe is die toepassing vir ons vandag? As jy versoek word, beteken dit nie jy het outomaties geval nie. Jy het nie dadelik misluk nie. Die woord van God is ons wapen. Dis wat dit vir ons leer. Die fokus is nie op die duiwel nie. Die fokus is hier op hoe die Here oorwin het, hoe Christus oorwin het. En ons identiteit in Christus is nie ononderhangbare nie. Jesus is lief vir jou. Ja, ons moet heiligmaking lewe. Ja, ons moet bid. Ja, ons moet vas. Ja, ons moet na die Here soek en wegbly van sonde, maar dit verander nie dat Jesus lief is vir jou nie. Jesus is lief vir die mens, maar hy is nie lief vir die sonde nie. En jy hoef nie kort paaie te vat om God se beloftes te kry nie. En waar Adam geval het, het Jesus opgestaan. Waar ons val, het Christus reeds oorwin. Ons gaan net nog 'n bietjie dieper begin kyk na die versoeking van Christus. Jesus het vlees geword, God het vlees geword. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie.
maar dit wys sy liefde, dit wys God se karakter vir ons. En alles wat ons hier uit moet vat is God se karakter en die oorwinning en die autoriteit wat ons het in God. Christus het ervaar wat ons ervaar het. Versoeking, druk. En hy het dit alles gedoen sonder om te sondig. En hy het nie vir homself gelei nie, maar hy het vir ons gelei. Hy het ons verteenwoordig en die prys vir ons gevat. Hebreërs 4 vers 15 sê vir ons, die hoëpriester wat ons het, is nie een van geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Die duiwel se versoeking was 'n aanval, God se plan, en op die mense geloof. Maar wat het Christus gedoen? Hy het die bose weerstaan en het getoon en gewys en 'n fokuspunt gemaak dat God se woord sterker is as enige versoeking. Hy het 'n oorwinning gaan vat. Hy het 'n prys gaan betaal. En hy het gewys wat ons in staat is van. Jesus was versoek sodat ons in hom kan staan en by hom kan skuil en onder sy bloed gepleit kan wees en onder sy priesterskap kan staan. Die eerste Adam het geval. Dis wat ons aanbehoort by nature. Maar totdat ons Christus aanneem, die enigste deur tot God toe, kom die verandering. So wat doen Christus vir ons? Hy wys ons die pad. Hy gebruik die woord om te aanhou te bid, aan te hou bid en aanhou te vertrou. Wat het Christus geherstel met sy gehoorsaamheid? Alles wat ons verloor het met die eerste Adam. Geregtigheid, vryheid van sonde, herstel van verhouding, oorwinning oor versoeking. Dit wat Christus vir ons gedoen het, verdien ons nie. Dis soos as jy iets verkeerd gedoen het in die land en jy die wet geoortree, het hy letterlik in jou plek gegaan en die vonnis gevat. Dis wat Christus vir ons gedoen het. Dis wat hy gedoen het. En 'n versoeking van woorde deel sonder aksie, maar net het hy gewys die autoriteit het wat hy het en die autoriteit wat God het. En hoe staan ons in Christus in ons versoeking? Wat is ons rol in al die ding? Ons weet ons is nie alleen nie. Christus verstaan. Hy het self die pad gestap. Hy het self die versoeking ervaar. Hy wys ons hoe om weerstand te bied. Deur sy woord, deur die krag van sy Heilige Gees. En hy leer ons leef uit oorwinning en nie net probeer nie. Jesus se lewe beteken lewe en toe dood en toe opstanding. En ons kry 'n nuwe identiteit in Christus, 'n nuwe identiteit. Ons is vergewe, ons is geregverdig, ons is geliefd en ons is bemagtig. Ons gaan oorbeweeg na 'n paar wiskunde somme. Maar voor ons beweeg daarna, so hierdie was hierdie juffrou. Dit was nou nie haar beste vak nie. Sy was eintlik 'n Engelse juffrou, maar toe het hulle haar nou gevra om wiskunde aan te bied. En dit's nou in hoër graad en sy verstaan nou nie lekker nie. So sy vra toe vir die klas. Dis nou haar eerste dag, nie veel voorbereid nie. Sy sê, gee my enige getal. Sy sê 23 juffrou. Sy skryf 32 op die bord. Volgende nommer. Betty sit 34 juffrou. Juffrou gaan skryf 43. Nog asseblief vra juffrou. Janie steek toe sy hand op. Hy sê 11 juffrou. Ek wil sien hoe jy hom verkeerd kry.
Hoe werk ons wiskunde? 1 maal 0 is gelyk aan 0. Hoe werk God se wiskunde? 1 maal 0 is gelyk aan 1. Die duiwel het oorwin in die tuin van Eden met die eerste Adam. Maar toe het God gekom met die laaste Adam, met 'n maagd. Teen alles. Alles het teen die mens getal. Alles het teen ons getal. Maar die Here het gesê 1 maal 0 is gelyk aan 1. En hy het 'n oorwinning kom gee vir jou. Partykeer voel jy soos 'n 0. Maar as jy times 1 met Christus, bly jy 1. Dis die God wat ons aanbid. Dis die Here wat ons het. Ons het uitdagings. Ons praat baie lank, die laaste tyd praat ek baie lank oor hoe ons medemens moet hanteer, hoe ons liefde moet hê teenoor ander. Maar vandag wil ek op julle fokus. Jy het autoriteit. Al tel alles teen jou, al voel dit ons nie uitweg nie. Weet wanneer die Here se wiskunde in werking kom, raak die onmoontlike moontlik. Ek gaan so in 'n manier voor ons afsluit. Wel, ek het bietjie praat oor myself. Ek hou nie baie van om oor myself te praat nie. Maar ek het groot geraak in die kerkbanke. Dis al wat ek geken het. Dis al wat ek verstaan het. Daar was baie struikel en worstel in my. Ek het 'n baie rebelse kant in my ontwikkel. Maar as die Here 'n plan het met jou lewe, as die Here 'n werk het in jou lewe, gaan dit volbring word. En as ek kyk na my lewe so terug, het ek 'n baie ernstige verhouding met die Here gehad, maar daar was hierdie worsteling en hierdie vraagstukke gewees in my hart, en ek het bietjie in die wêreld gegaan. Ek het toe gaan studeer, ek het toe wegbeweeg van die kerk, of weggebly van die kerk, waar in die kerk toe gaan nie. En die hele storie was so lank gewees, maar my swakste tye, my swaarste tye, my moeilikste tye, was die Here altyd daar. Maak nie saak wat ek gedoen het nie. Maak nie saak hoe ek gerebelleer het en teruggestaan het en teruggeveg het nie. En toegelaat het dat die duiwel die oorwinning in my lewe het nie. Ek het soveel jare weggegooi en teruggestaan van wat God vir my bepaal het. Ek het die oorwinning opgegee. Bly opgee. Ek het gesê, ek wil niks hê, ek wil niks te doen hê met kerk nie. Ek wil niks te doen hê met pastoor wees nie. Maar hier staan ek. En ek kan vandag getuig vir julle dat ons doen aanbid 'n lewende God. Ons het oorwinning, ons het autoriteit. Ons is nie om oor die duiwel te praat nie. Ons het autoriteit oor dit. Ons het autoriteit om terug te vat wat aan ons beloof is. Die eerste Adam was 'n belofte gegee, 'n tuin van Eden gegee. Hy was alles gegee om saam met God te wees, om God te aanbid. En hy het verloor, hy het ingegee in die sonde in. En dis wat Christus vir ons kom gee het. Hy het vir ons weer nuwe lewe gegee wat eintlik aan ons behoort. Ons moet terugvat wat aan ons behoort. Ons moet terugvat wat ons in is. Ons moet terugvat in ons koningskap, in ons plek in die hemel. Ons moet terugvat. En net sê, nie vandag nie, not today. Ons sit in 'n baie bevoorregte posisie. Voor ek bid, as ek klaar gebid het, wil ek hê ons moet almal vorentoe beweeg. En dan onder mekaar vir mekaar bid. Kry vir jou iemand wat jy saam mee bid, buite jou gesin, en dan bid ons bietjie vir mekaar. Sluit maar net julle oop.
Here, U genade is so goed. U genade is geregtig. U het 'n liefde wat ons nie verdien. Genade wat ons nie verdien nie. U het vir ons die totale prys betaal. U het vlees geword, 'n maagd, het 'n verlosser gebaag, onmoontlike saak. Die Heilige Gees het dit alles moontlik gemaak. Here, voor ons vorentoe beweeg, wil ek net 'n gebed vir elkeen hier doen. Werk in elkeen hier, Here. Praat in elkeen se hart. U ken ons harte, U verstaan ons harte. U het ons tog gemaak. Nie een van ons is dieselfde nie. Nie een van ons redeneer dieselfde nie. Maar dit is so bepaal. U het ons uniek gemaak. En ons kan eintlik net hier sit en sê dankie, Here. Dankie vir wie U my gemaak het. En dankie vir wie ek in U gaan word. Ons het 'n neiging na verkeerd, ons het 'n neiging na sonde. Maar vandag kan ons hier sit, vandag kan ons hier verklaar en sê, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Werk in elke hart, Here, praat in elke hart vandag. Maak U die verskil. Here, ons is tog net hier om by U uit te kom en onder medegelowiges by U uit te kom. Here, laat ons mekaar dra, laat ons mekaar se laste dra en daar wees vir mekaar. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.